Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Goeienaand. Sondag, begin van 'n nuwe week wat voorlê. Kan jy dink die 16de? Ons is oor die helfte van Maart. Ja, hier's nog 'n besige week wat voorlê en natuurlik eintlik 'n kort week. En die 20ste of Vrydag, het ons vakansiedag. Kan jy dit glo? Ek sit net nou met my dagboek en besig om dingetjies in plek te kry, môre vergaderings, Dinsdag beradingssessies en dan waantoe gaan alles. Dit is 'n gejaag, né? Glo dat dit met jou goed gaan en jy het 'n besonderse Sondag en Saterdag agter die rug en jy lekker gerus het en gereed is vir 'n nuwe week en mag jy sommer vanaand se gedeelte saam met my baie geniet en ek glo vanaand gaan ook, jy weet, tot jou hart spreek. Vanoggend se boodskap oor genade van vergifnis en van krag en van beloftes. Het ek deur die middag gesit en terwyl ek vanaand kos maak, toe het ek sommer maar net deur dit gegaan in my gedagtes en net besef hoe groot is God se genade nie vir my nie en vir jou. En dat ek en jy die geleentheid het om jy weer terug te kan kyk en juis in die nou oomblik ook kan besef en beleef dat God is met my en God het vir my soveel in stoor en God wil hê dat dit met my voorspoedig moet gaan. En mag jy vanaand se boodskap ook saam met my geniet en Jakobus 5, hy sê in vers 16, die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. En ek glo vanaand dat wanneer ek en jy saam bid en wanneer ons saam die Here vertrou, dat dit vir jou ook 'n deurbraak gaan bring. En dat vanaand se boodskap, hoekom Here, dis my boodskap se tema, hoekom Here? Ons baie keer hierdie hoekoms en waaroms in ons lewens. En vanaand gaan ek dit beantwoord vir jou. Mag dit ook vir jou sommer maar net duidelikheid bring en vir jou ook in jou lewe, jy weet, sommer maar net perspektief bring. En dalk vrede, dalk rus, dalk is daar sekere vrae in jou hart oor jou kinders en oor jou kleinkinders, oor jou werk, oor jou gesondheid, wat daai die hoekoms is. En vanaand gaan ek 'n bietjie daaroor gesels en ek glo, geïnspireerd deur die Heilige Gees gaan die Here vanaand sommer met jou praat en dit sommer vir jou oopmaak. Here, dankie dat ons sommer vanaand maar net saam kan kom en U naam groot te maak en vanaand dankie dat ons kan stil word voor U, stil word voor 'n nuwe week en bid dat hierdie week 'n week sal wees van beskerming en deurbraak en herstel in lewens en voorsiening in lewens. Mag vanaand ook, Here, die begin van 'n nuwe seisoen en 'n nuwe week, Here, waar dit 'n nuwe week is en waar dit hier by ons lekker reën, dat dit ook, Here, so 'n teken van, Here, van 'n nuwe begin sal wees vir sekere mans en vrouens. Here, ons wil vanaand ons liefde aan U verklaar deur om vanaand net te kom en ek wil kom om te sê, Here, U is my eerste liefde. Daar's nie 'n liefde wat kan vergelyk word met U liefde nie. En ons stel baie keer te leer, maar en vanaand, Here, ons dankie sê vir U genade. Dankie vir vanoggend se boodskap en dankie vir antwoorde. Dankie vir U tyd. Dankie dat ons in die stilte van vanaand ook U stem kan hoor en U kan loof en prys. In Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met jou te kuier en ja, hy's 'n besige maand en 'n besige jaar. Ek dink vir baie van ons almal besige programme. Ek dink aan Junie gaan ons bietjie Israel toe en as jy nou nog nie jou kaartjie gekoop het of bespreek het en gesê het ek gaan saam en jy deposito betaal het nie, dan moet jy so vinnig as moontlik met my na Anderap kom om saam te gaan of met Eldre Strauss wat saam met my gaan, Roy Strauss se seun. En ons gaan 'n besonderse tyd hê. Ons die eerste deel van ons toer is alreeds, het my gister laat weet, is al uitgeboek. Jy weet, die kaartjies is
bespreek. So ons het nog, ek dink nog so 8 sitplekke. Dan is my toergroep heeltemal vol. So nou ja, ek kyk uit, die Marlene gaan saam. ek dink sy gaan saam, ek glo so. En dit gaan besonders wees. En flikker hierdie spotlight nou vir my, ons is hier op 'n hospitaallyn gekoppel, so ons het nooit 'n probleem met krag hier nie. Op 'n keer vat hy so 'n ligte dip en ek moet 'n paar nuwe spotlights koop en hierdie het nou al reeds vir my eintlik al gesê, hoor hierso, ek gaan vir jou een of ander tyd drop, maar ek het nie gedink ek gaan my dalk in 'n live drop nie, maar ons bid hom deur. Nou ja, vanaand wil ek jou uitnooi om agteroor te sit en sommer maar net te hoor en te ervaar wat die Here ook sommer maar net vir jou wil sê. En ek wil net kyk hierso. Verskoon my net vir 'n oomblik. Ek wil net dalk hierdie ding ook net 'n bietjie draai. Gaan hy nou beter wees? Ek glo so. Jammer vir my kop hierso in die kamera. Maar ek wil vanaand werklik waar jou uitnooi dat as jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie. Dis gratis. Elke aand se boodskap het ek in 'n PDF formaat wat ek daar plaas. En dan het ek ook 'n Telegram groep waar ek dit plaas. En dan het ek 'n YouTube kanaal en 'n TikTok kanaal waar ek dan die video's op plaas. Maar as jy op ons groepies wil kom waar jy elke dag die boodskappe ontvang, is meer as welkom. Ek sien al reeds Elmarie het hom op TikTok geplaas. Dankie daarvoor. Sy is so getrou. Ek weet nie eens wie Elmarie is nie, maar die Here seën jou. Die my nommer daar plaas en mag jy vanaand sommer in hierdie boodskap hoor wat die Here vir jou wil sê. En iemand vra my, wanneer berei jy voor vir jou dienste en so. Baie keer praat mense met my, baie keer is ek in vergaderings en kom by mense en iets hoor ek. En dan sal ek in die nag aan dit werk. Ek werk gewoonlik in die nag aan die boodskappe. Ja, gewoonlik so van middernag tot so 4 uur. En dan stuur ek dit na die printers toe en haal ek dit, hulle ken my so goed. En dan tel ek dit op en dan kom bedien ek dit in die aande. En ek glo dat dit vir jou baie beteken. Maar ek glo jy het hierdie woordjie hoekom al 1 miljoen keer of meer in jou lewe gehoor. As jy kinders gehad het of kinders het, sal jy weet wat ek van praat. Hoekom? Jy het seker selfs al as kind jou ma en pa teen die mure uitgedryf, omdat jy altyd daai hoekom gebruik het. Hierdie woordjie. En is ook 'n woord wat ons baie keer as volwassenes in ons menswees en selfs in ons geestelike vlak baie keer gebruik. Hoekom, Here? Hoekom moes dit juis met my gebeur het? Want as jy dat jou kind jou tot vervelings toe gepla het oor hoekom kan ons nie gaan nie? Hoekom? Vir alles is dit hoekom, en jy gee antwoord elke keer so goed as wat jy kan, maar uiteindelik sê jy dan net sommer. Dan as jy raad op. Het jy al by daai plek gekom? Jy is raad op oor al die hoekoms, en dan kom jy by 'n slotsom om te sê, sommer maar net. Dan hoor jy, sommer is nie 'n rede nie, skilpad het nie vere nie, appelboom dra nie pere nie, pa. Hallo. Ja, maar hoekom? En sommer, want ek sê so. En dan vererg ons, en dan raak ons stemtoon baie keer 'n bietjie hard. En as die hoekoms jou dan heeltemal teen
die plafon uitdryf, dan kom jy by 'n punt dat jy raad op is en sê, gaan vra jou pa, of jy sê, gaan vra jou ma. Want jy's nou knaand en ek gaan my nou bloedig vererg. 'n Mens is as 'n soekende wese geskape. Het jy al agtergekom dat 'n kind nie daardie hoekoms vir sy maatjies vra nie? Dink 'n bietjie. Hy soek antwoorde by iemand wat meer weet as hy. Iemand wat meer gesag het as hy. Iemand wat hy as 'n kundige genoeg beskou om sy vrae te beantwoord. Hoekom is die rede vir ons totale wetenskaplike vordering of verstaan en vordering? En nou moet jy baie mooi hoor wat ek vanaand vir jou gaan sê, want as jy hierdie gaan snap en hierdie in gedagte gaan hou op jou lewenspad, gaan hierdie baie verrykende gevolge en deurbrake vir jou inhou. Hoe meer ons verstaan, hoe beter sal ek en jy in ons lewens kan funksioneer. En dit lyk ook vir my dat ons soos ons ouer word, meer vir die Here vra. Hoekom? En vir baie van ons hoekoms, wil ek vanaand vir jou sê, is daar antwoorde in die Bybel. En soms moet ons lank wag. En dan gee ons omstandighede, soms selfs vir my en vir jou die antwoorde. En wanneer ons wêreld deur die een of ander traumas soos dood en egskeiding en siekte of bankrotskap of my lewe mekaar tuimel, dan kry ons nie altyd die antwoorde op daai vrae en daai hoekoms nie. Dan word dit nag. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. Jy sien, as daar 'n antwoord is op daardie dramatiese hoekom, kan mens dit makliker dalk verstaan en dan soms makliker vorentoe beweeg. En dan kan jy aangaan. Dink 'n bietjie hieroor. Moet daar altyd, en ek het hierdie vraag al baie keer vir mense gesê, moet daar altyd 'n antwoord op jou hoekoms wees? En meer nog, het die Here die antwoord? Hoekom? Hoekom, Here? Hoekom ek, Here? Jy het dit al gehoor. Maar het jy ooit hierdie vraag anders te gevra? Hoekom nie ek nie, Here? Nou lyk dit my daar kan gevalle wees waar hoekoms, en ek wil jy moet vanaand baie mooi hoor wat ek vir jou sê, hierdie hoekoms in ons lewens baie keer ook 'n vervaldatum het. En as kind van 10 skielik onverklaarbaar tot sterwe kom, is daar 'n reuse hoekom. Vriende van ons se seun se klein ding moes gebore word en is gister oorlede. My niggie se dogter se seun, sy hart het feitelik net gebars. Jong laerskoolseun. Hoekom? As iemand van 80 skielik tot sterwe kom, maak hoekoms eintlik nie meer saak nie. Toe my pa jare gelede kanker gekry het, was die hoekoms in my minder as die hoekoms in hom.
Toe 'n goeie vriendin van my 'n paar jaar gelede kanker gekry het sy vir die Here gevra hoekom. Toe kom die antwoord by haar op, hoekom nie jy nie? Hoekom iemand anders te? Wat maak jou so spesiaal? En toe kom die aanvaarding en die berusting en sy voel, as die beker dan nie verby my kan beweeg nie, sal ek hom drink. Die Here het haar wonderbaarlik genees. Maar nie my pa nie. Hy is oorlede aan kanker. Ek vra egter nie hoekom nie, want hy was bejaard. Ek vra nie hoekom nie, want ek dink nie daar is 'n antwoord nie. En hoor wat ek vanaand vir jou sê, ek dink nie daaraan of die Here die antwoord het nie, ek dink daaraan, en nou moet jy baie mooi hoor, is dat die Here die antwoord is. Te midde van die groot hoekoms. En nou bly hierdie vraag, kan ek en mag ek vir die Here vra vir antwoorde? Ek glo ja, 1000 mal ja. Natuurlik. Want jy sien, as ons hierdie wroging in ons harte het en antwoorde soek by die Here en aanhoudend vra en smeek, kry ons nie noodwendig hierdie bevredigende antwoorde nie, maar ons leer die Here beter ken. Maar ons leer die Here op 'n ander vlak ken dan. Ons kom nader aan hom. Ons kan op een van twee maniere hierna kyk, en ek wil jy nou hoor wat ek vir jou sê. Wanneer trauma ons tref, kan ons die Here op die rooi tapuit laat kom en aandring op 'n antwoord en sy bedoelings hiervoor. En dit plaas ons eintlik in 'n, as ons dit doen, in 'n gesagsposisie waar hy verantwoording dan moet doen aan my. En hier is 'n gevaarlike plek. Die ander kant is dat ons sien dat die Here in die middel van hierdie storm staan, die aanslag trotseer en met oop arms vir my en vir jou staan en wag en sê, jy weet, my kind, kom na my toe, kom hier. En dan vou hy ons toe in sy arms en hou ons vas, totdat daai storms bedaar. Ek glo nie trauma, en dit is my persoonlike opinie 3 vers 16, of die Stefan Pieter se vertaling. Ek glo nie trauma is God se toedoen of wil nie. Ek glo ook nie hy is onmagtig om dit te keer nie. Ek glo ook nie alles hoef in die lewe 'n doel te hê nie. En jy moet nou hoor wat ek vir jou sê. Ek dink ons hoef die Here se eer te beskerm deur te sê, die Here het 'n doel, moet jy swaar kry nie. Ek kan natuurlik, en ek wil jy moet nou hoor wat ek vir jou sê, dit kan natuurlik wel so wees, maar ek glo eerder dat die Here in sulke omstandighede wat ek en jy onsself in bevind, 'n doel met ons bereik, sonder om vir ons 'n rede daarvoor te gee en aan ons dit hoef te verduidelik. Job 39, en dit is vir my so mooi, en ek gaan vir jou 'n paar versies lees, jy kan gaan lees van vers 1, so ver as dit jy wil, ek gaan van vers 1 tot vers 7 gou vir jou lees.
Hy sê, kyk, hy sê, so kan jy vir 'n leeu sy prooi vang? Kan jy vir hom genoeg gee om te eet, wanneer hy in sy skuilplek gereed lê, op die loer lê agter 'n bos? Wie gee vir 'n kraai die kos wat hy nodig het, wanneer sy kleintjies om hulp roep na God? Rond skarrel vir iets om te eet. Ken jy die tyd wanneer die klipspringers lam? Staan jy en kyk waar die wildsbokkies kleintjies kry? Kan jy vir hulle die draagtyd bepaal? Weet jy presies wanneer hulle moet lam? Gaan lees Job 39. Hulle trek in mekaar en die bokkies word gebore. En dan sluit hy af in hierdie gedeelte en hy sê, die geboortepyne is dan gou verby. Die lammers groei en word groot in die veld, hulle gaan weg en kom nie na die ooie toe terug nie. Sjoe. Job 39, vers 1 tot 7. Dan kom hy in daai selfe hoofstuk en dan sê hy in vers 29 tot 33, hy sê, is dit deur jou insig dat 'n valk vlieg, dat hy sy vlerke na die suide toe span? Is dit op jou bevel dat 'n aasvoël hoog opvlieg en sy nes in die hoogte gaan bou? Hy woon op die rotse, hy bly daar. Op die spits van die kraanse. Van daar af soek sy oë na kos. En van ver af sien hy dit. Sy kuikens vreet bloederige vleis. En waar iets doodgaan, is hy. Nou sê vir my nou, hoekom lees jy hierdie gedeelte terwyl ons praat oor die hoekoms? Hier lees ons hoe dat die Here vir Job aanspreek in 'n tyd van bitterheid en beproewinge en in swaar kry. Terwyl hy ook met al hierdie vrae sit van hoekom? En die Here berisp hom ernstig hier met Job 39 vers 34 en 35. En nou hoor, ek het nou vir jou vanaf 29 tot 33 gelees. Hoor wat sê in vers 34 vir Job. Hy sê die Here het verder vir Job gesê: wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en hom bestraf? Wil jy vir God teregwys, Job? Antwoord hom dan. En dan kom hy vers 36 tot 38 en dan sê hy, Job het toe vir die Here gesê, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek kon antwoord? Ek sal liewerste stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer. En nou sê Job, maar nou sal ek stil bly. Nou sal ek net stil bly. Mag ek en jy vra? Ek dink so. Maar ek glo nie ons gaan altyd die antwoord kry, en ek glo nie daar is altyd 'n antwoord nie. Want ons leef steeds in 'n onvolmaakte wêreld wat 'n slegte wond gekry het as gevolg van die sondeval. Ek dink egter ons ontdek baie keer ons antwoorde op die hoekoms. Wat nie noodwendig van die Here afkom nie. Maar is oké, want dit laat ons eintlik vorentoe beweeg.
met moed en met hoop. En soms kry ons egter wel 'n antwoord op 'n wonderbaarlike manier. Dalk op 'n manier wat ons eintlik nie glad nie verwag het nie. En soms is die antwoord iets anders as wat ons wou gehad het. En soms ontdek ons self die antwoord. Soms is dit positief. En soms is dit negatief. As ek vir myself hierdie ding bymekaar wil trek, is my slotsom eintlik as volg. Wil jy nie besig bly met die Here nie? Bly besig met die Here. Vra die hoekom 'n miljoen maal en sif tussen al hierdie goed wat in jou kop opkom, wat moontlik 'n antwoord kan wees. En dan gaan toets jy dit aan die woord van God. Toets dit by ander mense. Maar dan moet jy versigtig wees vir hy opinie 3 vers 10. Want dit kan gevaarlik wees, die opinie van mense. Want mense is mal daaroor om met slim antwoorde te probeer voor 'n dag kom. Wat doen jy dan? Wat sê ek vir jou? Dan wag jy. En as jy geglo het, jy die antwoord gekry, goed of sleg, wil ek vanaand vir jou sê, weet jy wat? Aanvaar dit. En as die antwoord nie kom nie, probeer om dit dan ook so te aanvaar. Dalk het die Here ook die reg om vir jou en vir my te sê, sommer Stefan. Ek het baie keer in my lewe hierdie antwoorde gaan soek. Ek het baie keer die hoekoms by mense gehoor. Ek sê dit baie keer, ek het nie hierdie vraag van die hoekoms eintlik nie. Doen dit nie eintlik nie. Want dit wat ek met jou gedeel het, is my perspektief. Is my uitgangspunt, my hele lewe. Hou dit in gedagte. Dalk is daar 'n gevoel binne in jou en wat jou bitter maak. Dalk is daar vir 'n lang tyd hierdie hoekoms. Vanaand weet ek dat hierdie dalk 'n antwoord is vir jou. Hierdie vir jou deurbraak gaan bring. En nie 'n week wat voor lê. En ek bid vanaand dat die Here by jou kom stil staan en aan jou sal kom openbaar sy almag, sy soewereinheid. Ek is in Moskou waar ek gelede en ek staan in 'n baie groot ortodokse kerk.
en hulle swaai die kettingkies met hierdie reukoffers. En terwyl ek daar staan, die pragtigste plek, in die hartjie van Moskou, besef ek dat hierdie goed God nie beïndruk nie. Wat God beïndruk is, daai hart van jou, om net te kom soos jy is. En vanaand, het jy dalk baie hoekoms en waaroms, en baie onbeantwoorde vrae, en moedeloosheid. Maar ek kom vanaand en ek glo dat God met jou gepraat het. En dalk hier vrede vir jou gekom het. En Here, vanaand bid ek vir hom en haar wat luister, wat juis op 'n plek in hulle lewens is, waar die hoekoms net meer word, en die antwoorde en deurbrake net stil word. Vanaand, Here, wil ek vir haar kom bid en vir hom, vir krag, vir geduld en vrede en rus. Ons wil dankie sê dat ons vanaand ook soos 'n Job kan stil word. Stil word met die wete, U Here weet alles. En nou bring ons dingetjies en ons lê dit by U voete. En ons Here, kom U. Doen slegs U wil. Hierdie siekte, hierdie dood, hierdie bitter, hierdie stikkende, hierdie seer, dit wat ons nie voor antwoorde het nie. Here, vat ons vanaand en ek kom sit dit net by U neer. En selfs in hierdie tye wanneer U stem stil word, weet ons, U is besig. Here, dankie vir hom en haar, wat vanaand moes hoor, om nog 'n ronde vas te byt, nog 'n ronde aan te hou. Here, en hierdie hoekoms, en hierdie waaroms, aanvaar ons sommer, dat U in beheer is. Mag jy 'n besonderse week geniet in God se teenwoordigheid, en mag hierdie jou week van deurbraak en jou week van voorsiening, jou week van antwoorde, in Jesus se naam. Amen. Ek kyk uit om môre aan saam met te kuier, weer 8uur op TikTok en ook op Facebook. En dit is my baie lekker geweest om saam met jou te kuier, en jy is kosbaar. Jy is kosbaar, en ons niemand soos jy nie. Jy is uniek. Jy is besonders. Sy doel en sy plan vir jou is 'n mooi doel en 'n plan. God het nog nooit opgegee op jou en my nie. Dit is ons wat opgee. Dit is ons wat handdoek ingooi. Dit is ons wat baie keer toelaat om hy doel te mis. Om die oomblik te mis. Mooi week vir jou. Ek sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. In hierdie huis is dit nou so stil, dat Justin weg is.
dat as ek geleentheid kry om te praat, dan gee ek my beste. Ek is bly jy het geluister vanaand, 'n bietjie ingeskakel om, jy weet, na my hart, wat ek met jou wou deel, te luister. En ek weet dat dit ook sommer jou baie blessings gaan inhou. Lekker slaap en ek sien jou môre as die Here vertoef om te kom. Groete vir sproete en 'n lekkie vir vlekkie. God bless.